Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn Kersboodskap. Van my kant en my leierskap en almal by Tabernadei, mag hierdie Christusfees vir jou baie besonder wees. Mag jy die liefde van Jesus beleef en altyd onthou waaroor dit regtig gaan. Wanneer hy nou gebore is, of dit nou die 25ste was, ek gee nie om nie. Al wat ek weet is, Jesus is gebore. En hy is gebore om te sterwe, sodat ek kan lewe. Maar mag jy sy liefde en sy genade beleef. Ek wil net 'n kort gedagte met jou deel op hierdie Kersdag, en dit gaan oor die belofte. Daar kort na die mense sondeval, Adam en Eva se sondeval, dan sê God hierdie ding vir die mens en vir Satan. Hy sê in Genesis 3:15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou, hierdie belofte kort na die sondeval, is die eerste belofte van die komende Messias. Dus daar was straf vir die Satan, daar was straf vir die mens, maar daar was 'n belofte van 'n Messias, 'n redder wat sou kom. Een wat die vyand sou vermorsel. Ja, die vyand gaan hom in die hakskeen byt. Dit gebeur aan die kruis wanneer Jesus sterwe, maar Jesus vermorsel hom. Nou, deur die eeue het Satan gedurig probeer om God se plan te verwoes, hierdie belofte te vernietig. Daar was konings meer as een keer wat baba seuns laat doodmaak het, soos by Moses en by kort na Jesus se geboorte. Daar's in sy geslagsregister is daar vrouens wat onvrugbaar was. Dink aan Sarah en Rebekka. Maar God het altyd getrou gebly aan die belofte, sy belofte. En ek wil bietjie 'n paar gedagtes daaroor sê. Nommer 1, God se beloftes staan altyd vas. Die verhaal van God se belofte aan die mens is van geslag tot geslag oorgedra verbaal deur geslagte. En vir meer as 4000 jaar glo God se volk, daar is 'n Messias op pad. Vir dieselfde tyd probeer die vyand die vervulling daarvan stuit, deur allerhande ontberinge en oorloë en rampe en beproewinge wat die volk moes deurgaan, maar in die middel van hierdie het die volk aan hierdie belofte vasgehou. En telkens wanneer die volk ongeduldig geraak het in die Ou Testament, dan herinner God hulle gedurig aan hierdie belofte. Dink byvoorbeeld aan die bekende Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Hierdie is net een van vele Ou Testament profesieë waar God net wil kom bevestig sy belofte aan Adam en Eva en aan die mensdom. My belofte staan vas. 'n redder is vir julle op pad. Die tweede ding wat ek wil sê is, God doen selfs meer as wat hy beloof het. Sy beloftes van 'n verlosser staan vas, maar hy beplan om selfs meer vir sy kinders te doen. Een van my gunsteling versies in die Bybel, Jesaja 53 vers 5. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis nog een van hierdie vele bevestigings in die Ou Testament. Die houvas van sonde op die mens sal verbreek word. Maar hierdie Messias gaan nie net ons kom red van ons sonde nie. Hy gaan ook herstel bring. Hy gaan genesing bring. En dit wil hy steeds vandag vir jou en my doen. Hier is die derde ding. Jesus is die vervulling van God se belofte. 2 Korintiërs 1:20 sê dit so mooi. Hy sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, dis in Jesus, is hulle ja, en in hom is hulle amen, tot heerlikheid van God deur ons. Kersfees is baie meer as wat mense besef. Dis die vervulling van die belofte en baie meer. Of jy dit wil erken of nie, jou grootste behoefte in die lewe
is na die verlosser, na die redder, na Jesus. Die goeie nuus is egter, dat in hom daar ook baie ander beloftes is. Dalk het daar so baie skeef geloop in 2025 in jou lewe. Of dalk is daar 'n klomp vrese vir jou, vir wat wag in 2026. Dink gou weer oor die uittreksels, as jy dink aan die geslagsregister van Jesus, Abraham en Sarah. Dit kom herinner ons dat God se beloftes nooit faal nie. Isak en Rebekka herinner ons dat gebed die deur oopmaak vir God se plan, as hulle bid dat Rebekka moet vrugbaar word. Jakob en Lea herinner ons dat sy was eintlik die vergete een. Jakob was nie vir haar so lief soos vir die ander vrou nie, maar God sien haar raak en hy werk deur haar. Boas en Rut herinner ons dat God selfs buitestanders wil gebruik. Dawid en Batseba herinner ons dat God se genade groter is as ons foute. En regdeur hierdie geslagsregister van 'n belofte wat vir Adam en Eva gemaak is, tot by Josef en Maria, is God se plan in detail vervul. Die verlosser is gebore om dood te gaan. En net so wil en sal God elke belofte oor jou lewe in vervulling bring. Wil jy nie hierdie Kerstyd opnuut sommer net vashou aan God se belofte nie? Wil jy hom nie saam met my vandag dank vir die belofte se vervulling, dat ek en jy ewig kan lewe, omdat Jesus vir ons gebore is nie? Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi jaar in jou lewe wees. Kom ek bid. Vader, dankie vir daardie belofte aan Adam en Eva. En dankie dat reg deur die Ou Testament, en soos wat die bloedlyn van Jesus geloop het, elke keer as die vyand 'n kortsluiting wou maak, het U 'n wonderwerk gedoen. En Jesus is gebore. Dankie vir hierdie grootste geskenk van alle tye. Mag ons vandag en altyd herinner word deur U Gees aan die grootsheid daarvan. Jesus is gebore. Seun van God het mens geword, my sondestraf op hom geneem, gesterwe, my straf gedra sodat ek ewig kan lewe, maar ook opgestaan en opgevaar om hierdie hoop te skep dat hy gou weer kom om my te kom haal om vir altyd by hom te wees. Mag huise vandag gevul word met blydskap en vreugde van Jesus. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.